Goeiedag, welkom hier by Inspireer. Lekker om saam met jou te kuier en soos altyd dankie vir jou likes en jou shares en die feit dat jy kommentare lewer op hierdie boodskappe van ons. Dit is vir ons lekker om van jou te hoor. Ons is besig om te gesels oor die toestand van ons land en wat ek en jy kan doen in ons kapasiteit daarom. En die uiteinde is maar eintlik net ons kan ons tot God wend en ons bid dat ons Here Jesus ons land seën, ons land genees en so ook vir die mense wat na ons hierdie land gaan bewoon. Ek wil sê 'n blink toekoms nalat. Nou, ek wil vandag graag met jou deel uit die woord van God uit, daar so in 2 Kronieke 7 vers 14. Nou, dit is 'n vers wat bekend is, ek dink ons verstaan en ons hoor dit soms nie altyd reg nie, maar nietemin, ek lees saam met jou, hy sê, wanneer die volk wat my naam dra, hulle verootmoedig en bid en my weer soek en hulle afkeer van hulle bose lewens, sal ek die hemel hoor en hulle sondes vergewe. Sal ek in die hemel hoor en hulle sondes vergewe en hulle land gesond maak. En daai verootmoediging, hy praat van vernedering, hy praat van wanneer ek en jy weer nederig word voor die Here. Nou, ek wil vir jou sê, ek glo nie die Here straf ons nie. Baie mense sal sê, ja, sien hierdie vers sê, ons word nou gestraf, want ons sekere dinge wat ons nie doen nie. Ek dink die gang van die wêreld is maar net op 'n slegte plek, omdat ons nie bid nie. Omdat ons onsself nie voor die Here nederig maak en sê, Here, ons het gedog, ons regeer hierdie plek, ons het gedog, hierdie is nou die plek waar ons kan doen wat ons wil, en ons het van die vergeet in hierdie tyd. Maar ons kom en ons wil nederig voor U, kom ons knie buig en sê, Here, ons wend ons tot U. En ek het in die begin van hierdie week het ek vir jou gesê, ons wil ons nou wend tot allerlei ander gesagte en lande en mense, en ons wag nou op hierdie ridder op 'n wit perd, hierdie man wat nou gaan kom en die land gaan kom regryk. Wanneer daar niemand is behalwe Christus nie. Nou ek sê weer, ek dink nie die Here straf ons nie, maar ek dink ons leef soms so ver van hom af, dat ons nie sy seën beleef nie, dat ons nie sy goedheid en sy guns in ons lewe beleef nie. En ek wil jou uitnooi vandag, om weer nederig te word, en voor hom te kom buig. En ek hoor wanneer ons praat, en ek praat van mense wat naby aan my leef, wanneer mense praat, dan is daar 'n sekere tipe verwagting, en ek wil amper sê, die Engelse praat van 'n audacity, maar 'n verwaandheid om te dink dat daar sekere dinge wat ek net moet kry, moet hê, dit moet net 'n sekere manier loop. En ek dink ons het vergeet hoe bevoorreg ons is om in hierdie mooi land van ons te kan woon. Ek dink ons het vergeet hoe die Here ons seën in hierdie land van ons, met al sy mooi, met al sy pragt, en ek weet daar's 'n lelike en 'n slegte sy tot dit, maar ons is bitter min tevrede. Ons kla konstant oor soveel dinge, en ek praat van ons Afrikaner volk. En dit is asof ons met 'n bak kan staan en dinge moet net regval, regloop, regkom, in steede dat ons regtig nederigheid voor die Here val en sê, Here, dankie vir die voorreg wat ons het om in hierdie land te kan bly. Dankie dat U ons seën, dankie dat U met ons is, dankie dat U saam met alle mense van hierdie land is. Want hierdie land gaan gesond word wanneer ek en jy en alle ander mense, alle ander nasies, alle ander tale en volke wat hierdie land bewoon, wanneer ons almal gesond word in Christus. Dis hoekom dit belangrik is om uit te reik na mense te vertel van Jesus Christus, sodat ons almal eensgesind kan leef in hierdie land. Maar dit begin by my. Dit begin by my wat in nederigheid my knie buig en sê, Here, ek verstaan, ek is nie die belangrikste persoon nie. Maar ek verstaan, ander mense maak saak en ek kom bid. Ek kom bid in afhanklikheid, ek kom bid in nederigheid, dat U sal ingryp, dat U ons land sal seën, nie net vir my onthaalwe nie, maar vir almal wat hierdie pragtige land van ons bewoon. Mag dit my en jou gebed wees, mag ons onsself verootmoedig, hy mooi woord, maar mag ons onsself laag maak, klein maak voor die Here. En sê, Here, ek onthou en ek weet en ek besef wat my afhanklikheid van U is, so ook ons land se afhanklikheid van U. Mag dit jou en my gebed wees, en mag die Here hierdie land van ons seën, jou en jou geliefdes ook. Totsiens.